sal begin met daai video. Dit gaan baie goed met Sportissimo, regtig. Ons is baie geseënd en verlede jaar was 'n besondere goeie jaar. So as jy nou mooi kyk, dan sal jy sien in Desember maand het ek 'n bonus gekry, so ek kon daai 4 plastiekstoele daar agter die kar kon ek vir my koop. So ek wil net dit met julle vanoggend deel hoe goed dit met my gegaan het. Desember, my bonus lyk regtig goed. Ag, daarmee wil ek sommer net sê, ons loop maar almal dieselfde paadjie, nê. Dinge word duur. Jy sien hoe diere is kaas. Weet nie van julle, meneer, doen jy inkoop self? Nee, ek het geweet, jy sou nie, maar jou vrou, want jy sê jy weet nie hoe diere is kaas nie, maar jou vrou sê sy weet hoe diere is kaas. Nee, ek is bekommerd, bekommerd, ek weet nie van julle nie, dinge loop moeilik. Yes. Ek koop R1500 se goed by Checkers wat hulle aflewer, en die ouetjie bring dit nou die dag, en ek vat die eerste 2 pakkies by hom, ek sê ek sal nou terugkom vir die res. Hy sê nee, is net daai 2tjies. Skrikke ou bietjie, ja. So ek is, ons is maar in dieselfde pyn en dieselfde ellende en die goed wat ons bekommer. Ek maar aangaan, Jaco, baie dankie. Ek wil graag begin met, om te kyk wie dit is wat hier voor my sit, en toe ek gaan navorsing doen oor die verskillende generasies, en wat julle twee uitstaande kenmerke is. So, ek wil graag hoor, is die ouens tussen die ouderdom van 0, ek kan nou nie mooi daar sien nie, 0 en 15, 0 en 15, is iemand tussen die ouderdom van 0 en 15? As daar is, steek net op jou hand, waar is julle? Julle is ons groot moeilikheid, hoor, en ek is nou jammer, want jy is die enigste een wat hier so is, so, ek is nou jammer dat ek vir jou dit moet sê, maar gaan sê vir jou maats by die skool, die tannie by die kerk het gesê, julle is ons groot moeilikheid, want julle mees uitstaande kenmerk is, julle is Deksel se internet wonderkinders, maar julle kan nie behoorlik groet nie, man. Dit is die moeilikheid met julle, hoor, regtig. Julle kan alles op die, ek is nou op jou alleen, ek gaan nou aangaan, hoor, okay. Die tweede groep mense tussen 16 en 24, is daar iemand? 16 en 24? Ook nie so baie nie. Julle hoef nie skaam te wees nie, hoor, hier is daar 'n dapper enetjie hiervoor. Julle is generasie Z, en julle uitstaande kenmerk is, julle is Deksels progressief, maar heng uit lus loyaal, hoor. Julle is die ouens wat vir R500 meer na die maatskappy langsaan toe sal gaan, hoor. Maar dit weet ons van julle. Jackie, jy moet so 'n bietjie terughou tot ek vir jou sê, asseblief, dankie. Is die mense tussen 25 en 44? Julle is die gehate millennials, meneer, weet jy dit? Het iemand by die werk al dit vir jou gesê, as jy deel van die millennials is? En julle mees uitstaande kenmerk daar is, julle is gedrewe, maar Deksels arrogant, hoor. Julle lot. Steek 'n bietjie weer op, ek sien. Ja, kyk hoe sit, kyk daar sit Jolandi. Sit hulle. Baie gedrewe, maar lekker arrogant, hoor. Nou ewe skielik is daar meer van julle. Mense tussen 45 en 60. Is ons hierso. Generasie X. Dankie Jaco. Julle is onafhanklik, maar Deksels aggressief, hoor. Julle staan sommer in die oggend half aggressief op. Nou ek is ook in daai kategorie, ek wil sê dit is met my so. Ek het sommer lus om met iemand te veg, half nie as ek klaar opgestaan het. Jy weet, ek is sommer lus om op die snelweg te klim, dat ek met iemand kan veg hier in die verkeer in die oggend. Die volgende groep ouens, en julle hoef nie julle hande op te steek nie, want julle is al moeg, julle het al genoeg julle hande in die lewe opgesteek. Maar dis dan die res van ons, nee, dis nie ouderdom van 61 en 79, julle is samewerkend, maar julle hou nie van verandering nie. Kyk, as jy 'n nuwe selfoon kry, dan wil jy omtrent doodgaan, want jou kleinkind moet kom om die selfoon te vir jou verduidelik. Want die vorige een wat jy gehad het, het so mooi gewerk, en toe verander hulle nou weer die Dekselse ding, en nou moet iemand weer kom en dit vir jou verduidelik. En dan die laaste, is die naoorlogse generasie, dis waarskynlik ons ouers, en ons grootouers, hulle is loyaal, maar tradisioneel, en die laaste groepie, tussen 98 en 103, hoef ons nie meer oor te worry nie, hulle is okay. Dit is waar ons is, so. Ja, daar is groot generasiegapings tussen ons, nie, en my generasie is reg. Is dit nie? Nee, my generasie is reg. Ons, my male is nie lekker nie, jong mense van vandag is gedoem, hulle is gedoem, hoor, maar my generasie is reg. Ag, en is van daai eensydige denke wat baie keer die groot konflik in ons gesinne en families en ook in ons werkplekke bring. Is daai beperkte aanduiding of persepsie dat ek reg is. Baie dankie. Pieter Drucker het gesê, slegs 3 dinge gebeur natuurlik in organisasies, wrywing, verwarring en onderprestasie. Die res alles verg leierskap en veral selfleierskap. En dis die gesprek van vanoggend wat ek waarby wil inkom. Julle kan aangaan, dankie Jaco.
Toe ek gaan kyk, kom ons maak 'n bietjie 'n lys van hoe die lewe regtig lyk en wat regtig aangaan. Jy kan aangaan en toe het ek hierdie goed na vore gekom, kinders wat mekaar vermoor en pedofiele en al daai hele lys, wat nogal 'n verskriklike lys is, en dit toon nogal aan wat in ons gemeenskap aan die gang is. Nou, my professie is 'n opvoedkundige, dit is waarna gekwalifiseer is, en daardie lys, en as jy nou saam met my stem, dis eintlik 'n lys wat ek dink nou erger is as wat dit 100 jaar terug was. Nou, dit is 'n reuse aanklag op opvoedkundiges, want dit beteken ons kan die gemeenskap nog nie beter opvoed as wat ons 100 jaar terug kon nie. So as die mediese wetenskap vandag baie swakker was as 100 jaar terug, sou ons aan vies gewees het vir die dokters, as ek reg, want wat die heng vang die ouens aan. Maar daar is eintlik 'n klag as ons op opvoedkundig is. Net, nou is ek so bly, want ek is nie 'n opvoedkundige nie. Wel, as jy kinders het, is jy die primêre opvoeder. En ons is die sekondêre opvoeder. Met ander woorde, daai lys is eintlik 'n groot aanklag teen ons ook as 'n gemeenskap. Hoekom kry ons hierdie goed nog nie beter nie, julle? Net, maar waar is daai bron? Wel, jy kan nou redeneer die bron is uit media uit, of waar ook al uit. Maar die bron is uit die synode van die Puriteinse kerklikes van Boston in die jaar 1679. En dit is die bewys dat ons die goed nog nie beter kry. Inteendeel. En hier's 'n klomp opvoedkundiges wat hier sit, wat vir jou kan sê dit word erger. So kom ons kyk, maar ek het nou nie 'n beheer oor 'n makrosituasie in die land of in my gemeenskap selfs of wat ook al nie, maar in jou huis het jy tog 'n invloed. So kom ons kyk of ons een van hierdie twee goed dalk in ons huise kan doen en implementeer. Want jy sien, wat ons dink oor hoe ons kinders moet grootmaak, maak oor wat ons doen, en dit lei weer tot wat ons kry. So jou denke oor hierdie goed, en ons filosofie oor, maak wat ons optree, dit lei tot wat ons optree, en wat ons handelinge is, en wat ons dan in ons gemeenskap kry. Ek bly nou in Centurion, ek kom oorspronklik van Boksburg af, so, jy moet nie vir julle smart hou met my nie, meneer, ek gaan jou uitsort, hoor, okay. Ja, in Pretoria, die dingetjies loop anders daar, hoor. Ek pas nog 'n bietjie aan daar by die Pretoria mentaliteit. Die skole daar funksioneer regtig, dis weird vir my. Die prestasiegedrewe en die wengedrewe en die uiterlike gedrewe is so sterk, dat ek dink ons baie naby aan 'n breekpunt is, dat een van die skole, 'n leier daar gaan sê, enough, ek en my skool gaan nie meer dit doen nie. En dit gaan nie net oor die bestuur by die skool, dit gaan oor die hele gemeenskap wat druk op die skole plaas om hierdie goed te doen. Die punt wat ek wil maak is, ons stuur matrieks in die samelewing in, met 9 onderskeidings. Hulle kan, onthou matriek is 'n algemene kwalifikasie, jy kan bietjie wiskunde doen, jy kan 'n gedig ontleed, en kan bietjie Engelse tenses kan jy doen, that's it, daar is jou papier, jy kan dit doen. So as 'n matrikulant by jou werk instap, en jy vra maar, my kind, wat kan jy doen? Dan kan hy eintlik sê, ek het so algemene akademiese kwalifikasie en matrieksertifikaat. Goed, uit 9 onderskeidings, baie goed. Ek wonder eintlik, hoe lyk die hart en die karakter van hierdie matrikulant? Die papier is die papier. Maar stuur ons kinders in die wêreld in wat moreel sterk is, en ek gaan net nou ietsie daaroor sê. So ek wonder waarmee is ons besig by die skool. En ek moet sê, daar in die omgewing waar ek bly, lyk dit vir my, is dit op 'n ander vlak. Ons kan aangaan. Ek gaan begin met hierdie videoklip. Dit is 'n bietjie 'n ontstellende een, want dit gaan oor die invloed wat ouers op kinders het, maar geniet hom en dan praat ons net nou weer. Baie dankie. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from.
Die video eindig gelukkig baie positief om te sê dat die teenoorgestelde daarvan ook waar is. Dat die goeie voorbeelde wat ons kinders in ons sien, hulle ook kopieer en hulle ook nadoen. Ek wonder of jy kan onthou van, wat is die 2 beste goed wat jou ma en jou pa jou geleer het? Wat is die 2 beste goed, wat eintlik jou hele lewe gevorm het? Ja, my ma het altyd daaroor aangehou, en ek sal dit nooit vergeet van my pa nie, dit was vir hom kritiek belangrik, dit was 'n ononderhandelbare waarde en 'n ding by hom. Oor 50 jaar van nou gaan iemand dit ook oor jou sê. Ja, my ma het altyd dit, my ma het so gesegdetjie gehad van dit, en as hy dit sê, dan moet jy weet, jy moet hardloop of skuiling soek, of jy moet kom, of jy moet jou werk kom doen, of wat ook al. Maar hierdie voorlewingsrol wat ons het, onderskat ons. Hoe jonger die kind, hoe groter is die impak. Want dan dink hulle nog jylle smart. Hulle bewonder jylle. Hulle dink, my pa is die beste en die slimste en die sterkste pa, my ma is die beste en die slimste en die mooiste. Dan nie by laat laerskool, dan raak hulle 'n bietjie ontdaan van daardie heldeverering. Maar tot dan, kopieer hulle eintlik jylle. Hulle praat eintlik presies, en hulle doen eintlik presies, net dit wat jylle sê en doen. Jou kind is of die subjek van jou opvoeding of van jou bewondering. En as 'n opvoedkundige moet ek vir julle sê, maak dit my baie bekommerd. Ek is nou besig met navorsing om videoklips te versamel van 'n groep mense met die naam van CopCam, en hulle is in Amerika, en dit gaan oor die bodycams, ekskuus vir die Engels, die lyfkameras, wat polisiemanne het as hulle jong mense of stop vir 'n verkeersoortreding of wat ook al. En dan vir my, as 'n analis, is dit interessant om te sien, wat is die reaksie van daai jong ouens? Hoe reageer hulle? Daar's 'n paar goed wat gebeur. Die nommer 1 is 'n onvermoë om gesag te aanvaar. Daar's net 'n totale weerstandigheid teenoor enige gesag. Nommer 2 is 'n ampere ontkenning van eie verantwoordelikheid. Nommer 3 is 'n emosionele swak selfregulering. En nommer 4 is, hulle regresseer amper tot die ouderdom van 4 en 5. As hulle nou agterkom dat die polisie nou baie ernstig is. Want in die meeste gevalle het hulle of nie hulle lisensie nie, of hulle is dronk bestuur, of wat ook al. So hulle gaan nou gearresteer word. En hoe hulle reaksie is. En ek is besig om daardie klips almal uit te haal en bymekaar te sit, dat wanneer ons by kursusse kom waar daar ouers is, ek kan wys, hoe lyk dit, as ons dit met ons kinders doen, terwyl hulle jonk is. Hoe lyk dit, as ons kinders te veel bewonder? Ag, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ons moet vir ons kinders sê, ek is trots op jou. Ek gee 'n voorbeeld. Jou kind het aan 'n redenaarskompetisie deelgeneem, en hulle het nie gewen nie. Nou, redenaarskompetisies is eintlik baie subjektief. Dit hang af wie die beoordelaars is. Eendag wen jou kind, en ander dag wen jou kind nie. En toe jy afstap, en die kind kom, en dan kan jy vir die kind sê, ek is baie trots op jou. Weet jy hoekom? Want jy moes oefen toe die ander maats gespeel het. En jy het self 'n gedeelte van die toespraakie geskryf, en oor hierdie goed is ek met jou trots. Want 'n kind wil eintlik jou net tevrede stel. En as 'n kind agterkom dat ons net vir hulle erkenning gee as hulle gewen het, dan begin hulle dink dat hulle waarde saamloop met sukses. Terwyl ons eintlik wil hê hulle waardes moet saamhang met die waardes wat hulle leef. Want dit kan hulle elke dag doen. Hulle kan elke dag hard werk, hulle kan elke dag opoffer, maar hulle gaan nie elke dag suksesvol wees nie. En dis wat die spanning by ons kinders veroorsaak. Mamma se gesig lyk anders as ek gewen het. Papa praat sommer goed wat hy vir my gaan koop, as ek 'n mooi 3 gedruk het. In plaas van, weet jy wat, jy het nou die mooi 3 gedruk en dis alles baie goed, maar ek het jou gesien toe jy hard geoefen het. Ek het jou gesien toe jy nie omgegee het om in 'n ander posisie te gaan speel waar meneer jou gesê het. Ons moet fokus op die goed wat hulle kan beheer. Sukses kan hulle nie noodwendig beheer nie. Dit gebeur baie keer of dit gebeur nie. Hierdie is 'n Godgegewe opdrag. Is om hierdie jong Filistyne te kry dat hulle volwassenes kan word. Sodat hulle gereed is vir die wêreld daar buite. Ek sal nou ietsie nog meer oor daai proses sê. Dankie Jaco. Dis die proses. Met ander woorde, 'n laerskoolkind hierby tot by graad 4 wil ons eintlik hê moet gehoorsaam wees aan wat ons sê.
As jy sê, moenie daar vat nie, moenie daar loop nie, moenie daai ding daar neersit nie, dan moet hulle maak soos jy sê. Dis wat moraliteit beteken. Moraliteit beteken eintlik gehoorsaamheid. En in laerskool wil ons eintlik hê dit moet oorgaan na morele intelligensie. Met ander woorde, die kind moet self kan sê wat vir hulle reg of verkeerd is. By die eerste een weet hulle wat vir jou reg en verkeerd is. By die tweede een moet ons vir hulle kan vra, maar wat is vir jou reg en verkeerd? Kyk, en hulle weet dit almal. As die meneer by die skool vra, is dit reg om daai een te slaan, dan sê die Filistyn, nee meneer, maar hoekom het jy hom nou nog geslaan? En dis waar die derde fase inkom. Om te kan doen wat reg is. Ekskuus, jy kan teruggaan. Om te kan doen wat reg is. Veral as 'n volwasse nie by jou is nie. Ek weet nie waar jou kinders staan nie. Ek kyk na jou gesig en jy kyk na myne. En miskien interpreteer ons mekaar hoe ons lyk en praat en so aan. En dis okay, maar agter jou gesig is daar 'n storie. En in daai storie is daar dalk 'n kind of twee. En ek weet nie hoe oud daai kinders is nie, ek weet nie waar hulle staan nie. Maar uiteindelik, as hulle die laaste keer die dag jou huis verlaat, of dit nou vir 3 weke is en of dit nou vir 3 jaar of 30 jaar is, hoop ons dat hulle die regte goed sal doen as jy hulle nie by is nie. Daarom is dit goed dat hulle op kampe en toere en sulke goed gaan en saam met die skool gaan, is goed. Want hulle kry 'n bietjie 'n wegbreek van die huis af sodat hulle kan sien en die juffrou en die meneer kan sien, kan hulle doen wat reg is. Ek sien dit baie oulik as die kinders daar by ons kom. In wie se huise is daar hierdie lekker gemaklike ontspanne dissipline oor sekere goed wat moet gebeur. Jy sien dit so, wit en swart so, hoe dit verskil van mekaar. En dis my bekommernis met die matrieks. They know the stuff, maar kan hulle die regte goed leef? En jy hoef net een keer 'n bietjie by die matriek braai of baai in Mosselbaai en in J-Bay 'n draai te gaan maak, om 'n vraagteken te plaas oor daai morele leierskap van ons kinders wat 18 is. Nou miskien is ek onbillik, is nou my generasie, ek dalk 'n bietjie verouderd. Dalk kom hulle reg soos wat hulle later word. Ouer word, ek hoop so. Maar ek dink daar's 'n gaping. Ons kinders weet wat reg en verkeerd is. En ons sê dit ook, ons kinders verklaar hulle is Christene, ons kinders verklaar by die skool, dis die skool se waardes, integriteit, regverdigheid ensovoorts, vertrouenswaardigheid. Maar daai gaping tussen die praat en die leef, dink ek word groot hoor. En ons besef dit nie. Dankie Jaco. Ek het vir langsaam Prof Dawie Smit by UJ gewerk, ek het daar gedoseer, en hy het 'n seun en 'n dogter, sy dogter is 30 jaar terug al Kanada toe, en hy het haar nog nooit weer gesien nie. Maar sy ander seun se naam is David, en David trou toe met 'n meisie uit Kazakhstan uit, en hulle het 'n babietjie. En Prof Dawie se dissipline waarna hy studeer het en onderrig het, was die filosofie van die opvoedkunde. Met ander woorde, hoe maak mens mense groot? That's it, boom. David besluit toe hy wil sy pa gaan sien en vir hom raad vra. En hy maak 'n afspraak by hom formeel by die universiteit. Hy en sy vrou gaan hom sien. Prof vertel nou vir my hierdie storie. En David en sy vrou Lesia kom in, en David sê vir hom, pa, ons is nou nie hier as jou seun en jou skoondogter nie, ons is nou hier as kliënte. Jy is nou hierdie belangrike groot professor van die opvoedkunde. Wat is die beste raad wat jy vir ons kan gee om hierdie kleindogtertjie en jou kleindogter groot te maak? En Prof sê toe vir hulle die volgende. Julle twee moet besluit watter waardes julle deel. What matters most? Wat is die belangrikste in julle gesin? Watter waardes? Die 3 of die 4? En julle moenie daarvan afwyk nie. Die beginsel wat ek dink Prof hulle probeer oortuig het van is die wêreld is die heeltyd kontekstueel. Is die heeltyd veranderend. Dan is hierdie brand in, dan's hy nie in nie, dan's daai kinders se groepie in, dan's dit nie in nie, dan's hierdie sosiale event vir jou kinders reg en dan's daai een nie. Dan sit vir ons ook so. By die werk is dit so, hierdie goed verander, dan met daai, en ou weet naderhand nie waar jy moet aanpas nie. Nou daar's 'n paar konstante goed in die lewe. Verandering is konstant. Alles verander. My probleem is dit verander so teen 'n tempo, dit voel nie vir my of ek kan byhou nie. Die tweede ding wat konstant is dat ek 'n keuse het om op te tree in daai veranderende konteks. En die derde ding wat daai twee kragte bymekaar trek, is as ek 'n beginsel gedrewe lewe het. Want dan is ek nie 2 mense nie. Die woord integriteit se stamwoord is integros, dan is ek 1. Ek is dieselfde. By die werk is ek dieselfde, by die kerk is ek by dieselfde, by my kinders is ek dieselfde, ek is 'n heel mens, integros, ek is 'n heel mens. Dit kan 'n ou net doen as jy lewensbeginsels kies.
integriteit, omgee vir mense en bevoegdheid in jou werk. Dankie Jaco. Net jy praat nou oor bewaardes en beginsels, maar wat is die verskil? Ag, is 'n bietjie van 'n semantiek, maar kom ons praat daaroor. Jy kan aangaan. Waardes is tydelik, dis wat jy in jou gesin glo reg is, en dis lewenswette volgens jou. Ek gee jou 'n voorbeeld. Party van julle as gesinne glo dat mens elke ete rondom 'n tafel moet eet. Dis 'n waarde, dis in julle gesin belangrik, vir julle waardevol en julle doen dit so. In 'n ander gesin is dit nie. Jou kar is waarskynlik vir jou baie waardevol en jou waardes verander natuurlik ook soos wat jy ouer word. Jy het pragtige waardes gehad en toe jy kinders en toe het al die waardes verander, want jou bank was vir jou waardevol en jou pragtige wit mat was vir jou waardevol en toe jy kinders en toe verander jou waardes heeltemal. So waardes groei saam met 'n mens en dit verander, maar dis tydelik en dis nie universeel nie. Beginsels is lewenswette volgens die lewe homself. Hy is self-evident, jy kan hom nie bevraagteken nie, jy kan hom nie falsifieer nie, hy staan vas. Dis tydloos. Dit was nog altyd goed om die waarheid met mense te praat. Dit was nog altyd goed om mense te respekteer. En daai beginsels staan vas. Dit bly dieselfde. Dankie. Mens kry soorte groepe waardes, persoonlike waardes, jy kry beroepswaardes, verhoudingswaardes, besittingswaardes, leefstylwaardes, en dan een van die kategorieë is beginsels. Die waardes verander. Jy het ander waardes gehad toe jy matriek was. Nou is jou waardes heeltemal anders as toe. Maar jou beginsels, ek in my huis, ons het hierdie 3 beginsels. Dit moet jou kinders ken. Jou kinders moet weet, as ek hulle nou gaan roep en sê, hoorie, wat is die 3 goed wat jou pa sterk oorstaan? Wat vir jou ma onaanvaarbaar is as jy die teenoorgestelde daarvan doen. Daarom moet die ou dit praat en sê, hoorie man, hier by my, ons gaan dit nie so doen nie. Jy weet, ek en mamma hou nie daarvan nie. So ek gaan jou nie toelaat nie. Dit is die beginsels wat by ons vasstaan. Dankie. Ons het 'n skool verlede jaar daar by ons, en die beleid van die skool is die kinders mag nie selfone op die kamp vat nie. Graad 5. Nou, ons het nie daarmee iets te doen nie, ons is net die diensverskaffer, so die skool maak hulle eie reëls en die juffrouens kom saam, daar kom 8 personeel saam, dis ook 80 kinders. En die dogtertjies begin vir die juffrou sê, daar is mense met selfone. Weet, hulle graad 5 klik mos die hele tyd, hulle kom praat. En die juffrou roep hulle, sy sê, hoorie, gee gou vir my julle fone, daar gaan niks gebeur nie, maar ek wil dit net veilig bewaar vir julle. Want net nou verloor die ding, is jou ma nog dubbel kwaad ook. En hulle gee die foontjies in en so aan en so aan, en iemand kom sê toe, maar daar's nog een wat nog die hare ook ingegee het nie. Nou stap die juffrou na die slaaplokaal toe waar hulle is, en net terwyl sy vra in die lokaal, hoorie, het iemand nog 'n selfoon, toe lui die selfoon. En die dogtertjie vra, kan sy antwoord? Die juffrou sê, nee, ek gaan sommer antwoord. En sy praat met mamma, en sy sê vir mamma, maar daar's niks fout nie, sy is heeltemal reg, maar sy gaan die foon inneem vir veilige bewaring. Die dogtertjie huil toe, want jy kan nou dink, sy is uitgevang. Mamma is hoogs ontsteld. Hoe kan juffrou die foon nou inneem, en sy het die reg om kontak met haar kind te hê, ensovoorts, ongeag of dit die beleid van die skool is, en gekommunikeer is, ensovoorts. Mamma, juffrou sê toe, maar sy moet nou gaan, sy sit die foon neer, mamma bel die adjunkhoof, ontsteld. Adjunkhoof bel die hoof, bel die juffrou, sê vir die juffrou, maar sy moet die foon vir die kind teruggee. En ek hoor, hoe sê die onderwyseres, al 'n bietjie ouer, meneer, dis doodreg, ek gaan die foon vir die kind teruggee, maar dan gaan ek sommer my tassie pak, en terugry skool toe, dan kan jy die kamp kom ran, vir die res van die tyd, want as ek dit met daai een kind toelaat, dan moes ek dit eintlik met almal toegelaat het. Nee, sê die adjunkhoof, bly maar bel net die ma terug, dat jy vir die ma kan verduidelik. Sy sê, ek gaan die ma terugbel. Ek het nie die gesprek gehoor nie, maar wat ek aflei, wat sy van my vertel, is dat die ma baie ontsteld begin het, maar dat sy haar kon kalmeer, en deur vir haar die volgende te sê, want die ma sê toe maar haar kind huil, en die juffrou sê, weet jy hoekom huil sy? Sy huil nie omdat ek met haar raas of die foon gevat het nie, sy huil omdat jy van haar verwag het om een van die skoolreëls te breek. Dis hoekom sy huil. Dis hoekom sy ontsteld is en onseker is. 'n Kind kan nie 'n dubbel lewe leef nie.
Hulle kan nie, as jy sê, man sê, ek gaan vir die juffrou sê, ek gaan vir haar WhatsApp stuur, jy's moeg, jy's siek, jy kan nie oefen nie. Hulle kan nie daai dubbel ding doen nie. 'n Kind is nie so nie. Hulle kan nie daai voorgee jok storie doen. Vir ons as volwassenes is dit maklik. Ons loop iemand in die spar raak, en sê ek vir die persoon in die spar, hoor, jy gaan jou bel, ons gaan bietjie braai, hoor. Ja, ons moet lekker braai. Maar terwyl ek dit sê, weet ek dit gaan nooit gebeur nie. 'n Kind is nie so nie. En toe verstaan die ma, vir die eerste keer. Die kinders is veilig, dis 13 km uit die dorp uit. As daar iets fout gaan, is daar 8 personeel en dis 'n goeie skool. In die proses van om ons kinders groot te kry, speel ons in die skool partykeer mekaar af teen mekaar. En die enigste ouens wat swaar kry daaronder is die kinders. Dankie. Ag, ek kan maar aangaan. So hoe kry 'n ou hierdie goed reg? Baie dankie, Jaco. Wel, ons het 'n prentjie geteken en dit is die beginsels waarop Sportissimo ons goed probeer doen en ons filosofie en waarop ons probeer lewe, net as persoonlike mense, as gewone mense ook. Dis nie my piramide daai nie, dis ook nie Prof Dawie se nie, dis ook nie Stephen Covey se nie, dis die ou Griekse model. En die Griekse model het bestaan uit 3 woorde, ethos, pathos, logos. Ethos, het klink na die woord etiek, né? En dis waar die onderste vlak vandaan kom. Die verskil wat jy in jou huis wil hê, moet jy bring. As jy wil hê jou kind moet veilig wees, sal jy moet 12 uur in die nag opstaan en dan gaan haal by die partytjie, as jy verstaan wat ek bedoel. Daar's 'n opoffering wat kom van om 'n leier te wees. Nie net 'n ouer nie, 'n opoffering as 'n leier. Daar's goed wat jy sal moet doen om dit te kan regkry. En vir daai opoffering het ons nie altyd tyd nie, of lus nie. Hierdie opoffering om op 'n Sondagoggend vroeg hier te kom sit, dit het 'n belegging in jou kinders se lewe. Dit het 'n belegging in jou lewe. En dit begin by jou self en dis wat mense sien. Ons is baie betrokke by leierskapontwikkeling en ook die kies van leiers. En ek praat altyd met die kinders voor hulle stem, want dis eintlik die belangrikste, en met die graad 5 en die graad 6. Hulle sien, hulle ken die ouens beter as ons, as die personeel. Hulle weet, wie is die ouens wat op hulle selfoon 'n ander lewe het as voor die personeel? Wie is die ouens wat op die rugby toer anders is as wat hulle by die skool is? En daai dubbel sien, maak dat ons met iemand kan sê, weet jy, ek vertrou jou nie. Hoeveel te meer nog vir ons kinders so. Ons het baie kritiek vir die regering, en met reg ook. Maar ons moet met daai selfde standaard onsself ook eintlik meet, met ons eie integriteit. Ek het hier by E.G. Jansen langs skool gehou, en een Sondagmiddag 2 uur bel 'n ma my en sy sê, hoorie, Johannes, of wat sy naam ook al was, hulle is nou op pad na hom toe, na inrigting toe. En sê ek, hoekom? Stop, wacht net so bietjie. Nee, want hy het R2000 uit haar beursie uitgesteel. Sê ek, nee, wacht, kom eers skool toe. Laat ons eers bietjie praat. Ek kry hulle toe by die skool, ek vra toe vir die ouers of hulle my net 'n oomblik met hom kan gee, en ek roep hom my kantoor, vat hom my kantoor, en ek sê vir hom, hoorie Pel, wat gaan aan met jou, hoekom, het jy geld uit jou ma se beursie uit? Wat gaan aan? Was dit 'n oomblik? Ag, hy huil toe, hy sê, juffrou, nee, ek verstaan, en my ma, ek verstaan ek moet straf kry, en ek weet dis verkeerd. Juffrou, maar wat ek nie verstaan nie is, my pa het nou die dag, toe hulle gebraai het hy met sy pelle gespog, dat hy die ontvanger uit R200,000 uitgekroek het, of wat ook al. Dit verduidelik nie, dit verskoon nie die seun se opdrag nie, maar dit verduidelik vir my, sy optrede. So hy moet sy straf kry, maar ek begin 'n prentjie in sy kop verstaan, dat as die mense wat vir my verantwoordelik is, so kan optree, dan beteken dit ek behoort ook so te kan optree. Wat ons doen het 'n groot impak op ons kinders, julle. Die tweede ding wat 'n ou, as jy dit kan regkry, dan beteken dit dat mense sien dat jy een is. Kontekste, maak nie saak wat die konteks is nie. Jy's een, jy's dieselfde. En 'n ou kan dit net doen as jou beginsels gegrond is in 'n geestelike perspektief. Die tweede vlak is as jy in jou verhoudings met mense so kan optree dat hulle voel dat jy regtig vir hulle omgee. Dit voel hulle, dan voel hulle veilig by jou. En ten slotte, eers bo, 'n bevoegdheid in dit wat jy moet doen, in die geval van ouer wees of by jou werk of wat ook al. So as jy jou eie kredietwaardigheid en jou eie impak en jou eie
saak maak in jou gemeente en in jou gesin en by jou werkplek wil vergroot, dan gaan dit oor dat dit by jouself begin. Ek weet nie of Gail of Jacques net nou hier gesê het nie, gaan maar net terug asseblief Jaco. Gail of Jacques iets gesê het van, dit gaan oor, dat mense sê, yes, hoekom tree daai ou so op, positief nou? Ja, daai ou tree so, daar is so aantreklikheid in daai persoon se optrede en hulle energie, en dit begin op daai grondvlak. Is moeilik hierdie goed, nou die dag ry ek daar in Midstream, nie omdat ek daar bly nie, ek werk daar, en hulle het 'n spoedbeperking van 30. Ek weet nie, iemand, wie van julle het laas 30 gery? Is er iemand in hierdie lokaal wat ergens in sy lewe al ooit 30 km, die hele S-tyd is 30 km/h. Stop die ou my, hulle het verkeersmense in Midstream, hoor, verkeersmense. Hy stop my, ek kyk vinnig op my spoedmeter en ek sien ek is so by 50. Ons is op pad ergens heen, my kollega hier langs my raak doodstil, want sy weet wat kom, en nou is daar so 'n sirkel, net voor jy by Midstream uitgaan, waar al die mense, al die 3000 mense wat daar bly, moet verby daai sirkel gaan. Hy trek my reg in die middel van die sirkel. Dit was die eensaamste wat ek lanklaas in my lewe was. Want almal wat verbyry toet of waai of sê, "Jee, hulle sê vir hom lekker, jy weet." Ek het 49 km/h gery. Weet jy wat was my boete? R1700. Welkom hoor, welkom. Ek sê vir die ouer, nie almal wat hier ry kan bekostig om hierdie boetes te betaal nie. Hoor, party van ons bly buitekant. Ons bly nie almal hier binne nie. Die punt wat ek probeer maak is, op daai oomblik moet ek toe besluit of my ontsteltenis eintlik oor my eie optrede was en dit was oor hierdie ou. En toe besef ek is eintlik oor my eie optrede, want ek het geweet ek moet net 30 ry. En toe is ek vriendelik met hom. En toe besef ek het begin daar. Hy gee my toe 50% afslag omdat ek so vriendelik was. So dit help baie keer sou so ietsiekie doen. Ek sê toe van baie dankie dat hy sy werk so goed doen. Maar dis werklik so, hy doen sy werk baie goed. Hy het iemand van 49 km gestop. Dankie, jy kan aangaan. Maatskappye sal ons baie keer bel en sê, hoorie, daar's 'n trust issue by ons maatskappy, wil julle nie vir ons bietjie help nie? Ons kan, en gewoonlik is die maatskappy se voorstel, vat ons weg vir 'n naweek, laat ons bietjie kan span bou. Ons kan, en dan moet ook 'n oop kroeg wees, né? Ons kan dit ook doen. Dit gaan julle baie duur kos, en die ouens gaan dit baie geniet. Maar ek kan jou beloof, teen Dinsdag is ons back to same old met dieselfde issues. You don't fix problems on the inside from the outside in. So baie skole het die woordjie vertrou as een van hulle waardes. Vertrou is eintlik nie 'n waarde nie. Vertrou is die resultaat van 'n verhouding waarin twee mense vertrouenswaardig optree. Dis 'n natuurlike gevolg. En die twee goed wat jy moet doen, soos wat dit daar staan, is jy moet wys jy's eerlik en jy moet wys jy's goed in jou werk. En as jy daai twee goed konstant kan leef, dan begin mense jou vertrou. So waar moet ons werk? Bevoegdheid in ons ouer wees en in ons leier wees. Want dis maar wat jy is as jy 'n gesin het. En nommer 2, jou karakter. Luister, ek het groot geword in Boksburg. My pa was 'n boer, regtige boer. En hy het altyd vir my gesê, man, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek vir jou sê. Is daar van julle ook so groot geword het? Ja. En ek het daarom verstaan wat hy bedoel, rook is vir volwassenes, né? Rook is nie vir kinders nie. So daar's 'n onderskeid tussen die voorregte wat volwassenes het en wat kinders het. Maar wat moraliteit betref, nie. Wat moraliteit betref, nie. Daar moet daar eintlik 'n hoër standaard wees vir volwassenes as vir kinders. Ek gaan sommer hiermee afsluit. Simon Sinek, as jy iemand wil volg, kan jy gerus na sy goed kyk, is kort en maklik tot ek kan dit verstaan. En hy sê, verandering in 'n ou se lewe, verbetering, groei, is nie 'n gebeurtenis nie, is nie 'n kerkbyeenkoms soos hierdie nie, dis nie 'n kursus wat jy gaan bywoon nie, is nie 'n video, dit kan dit ook wees, jy kan momenteel jou lewe verander. Jy was dalk in 'n ernstige motorongeluk of in 'n lewensgevaarlike situasie en in daai oomblik het jy jou lewe verander, dit kan wees. Maar vir ons gewone stervelinge werk dit nie altyd so nie. Dis nie 'n gebeurtenis nie. As ek nou vandag gym toe gaan, gimnasium, my kollega is 'n sportwetenskaplike en sy het een keer vir my 'n gymkontrak gekoop vir my verjaarsdag en 'n oefenprogram uitgewerk.
En ek was nog daar in Boksburg, en ek gaan toe die eerste dag, was baie lekker hoor, dit was oulik, en ek sien die mense het sulke masjienkies in hulle ore waarmee hulle oefen, nee? Dit lyk vir my lekker, want ek baie lief vir musiek. Die tweede dag gaan koop ek vir my so 'n dingetjie, en ek sit hom op, en ek is op Annelie van Rooyen se Ek Lewe, en ek is daai masjien wat so maak, ek gaan byna dood. Mense wat sê dat jy lekker voel nadat jy geoefen het, lieg hoor, dis 'n totale infame leuen. Ek het nog nooit lekker gevoel nadat ek geoefen het nie, hoor, jy wil sterf van ellende. Okay? En ek is net besig om so te oefen en so te oefen, en hier kom 'n man na my toe gestap, ek dog hierdie goed werk, hè? Ek is my tweede dag in die gym, en ek trek al aandag, hè? Mans gee aan my aandag, hè? Ja, ek is so beïndruk. Maar ek het nou dubbelvisie, want ek is moeg, jy weet, en ek kan nie meer asemhaal nie. En hy sê vir my, hy sien ek is nuut hier in die gym. Ek knik net my kop so, maar ek is op daai rooi masjien, ek sê ja, Annelie van Rooyen is nog hier in my ore, en uiteindelik wil die ou verslankingsmiddels aan my verkoop, kan jy dit glo? Ek is so vies, en ek stap uit die gym uit, en ek kry vir Elsje buite, ek sê, luister, hoeveel keer moet ek terugkom, voordat daar verbetering gaan wees, want ek was nou al 2 keer hier, ek voel eintlik nou al 'n bietjie beter, né? Ek voel lekker, hoeveel keer? Sy sê nee, ten minste 21 keer, ek sê, jy is op jou eie, hoor, daar gaan jy, ek kan nie dit doen nie. Die les wat ek nog nie geleer het nie, want anders het ek al heel wat maardig gewees, maar die les wat ek nog nie geleer het nie, dit gaan nie oor die once-off nie. Dit gaan oor die mikrogewoontes elke dag. As ek nie vandag my tande borsel nie, gaan niemand weet nie. En as ek dit môre nie borsel nie, gaan niemand ook nie weet nie, en so aan. Maar na 2 weke gaan iemand weet, en gaan ek met tandarts toe gaan. Dit gaan oor die klein mikro, dit gaan nie oor 'n totale Damascus verandering werk, dit gaan oor die klein goed. Soos oefening of borsel jou tande of om in 'n verhouding te belê. Dis daai klein daaglikse gewoontes. So as jy in die oggendskool toe of werk toe ry, luister na iets wat goed is vir jou. Die 4 mense met wie jy die meeste tyd spandeer in jou lewe het 'n groot invloed op jou denke. Ons is vreeslik gedissiplineerd oor wat ons eet, waar ons behoort te wees. Ons is vreeslik gedissiplineerd oor selfs die oefening, né? Ons is selfs al bietjie meer gedissiplineerd oor ons slaapgewoontes. Maar oor ons denke, oor ons gedagtes, het ons eintlik maar net oorgegee. En ons laat toe dat sommer enige gemors op ons foon, of wat mense praat, of wat ons sien, infiltreer eintlik ons denke. En dis wat Simon Sinek sê. Kry vir jou een dingetjie, wat jy vanoggend hier gehoor het, of wat jy by iemand anders gehoor het, en begin dit 5 minute per dag doen, 2 minute, en dan kom jy agter hoe dit jou denke verander. Deel van ons studies by UJ, ek het my M daar by UJ gedoen, is ons moes 'n dankbaarheidsjoernaal byhou. En ek het gedink, dis nou belaglik. As 'n meestersgraad student, nou moet ek 'n dankbaarheidsjoernaal byhou. En die professor het gesê, maar hy gaan dit inneem ook. Dan dink ek, ag, nou vir wat? Gaan jy dit nou nasien of wat? Jy moet 5 goed elke dag neerskryf. Ek was so onnooslik, dat ek nooit besef het wat die professor eintlik besig was om te doen nie. Want na 3 maande wat ek elke dag net 5 goed moet neerskryf, waaroor ek dankbaar is, kom ek agter, ek ontwikkel toe 'n gedagtegang om te soek vir goed wat ek daarin kan neerskryf, waaroor ek dankbaar is. En toe kom ek agter, die professor is nie so onnooslik soos wat ek dink nie. En al wat hy probeer doen het, is hierdie ding. 'n Mikrogewoonte geskep by ons, dat ek kon beleef hoe dit is, om dankbaarheidsoë te ontwikkel. Baie dankie, Jaco. Net voordat jy so krities is op jou kinders, as jy nou by die huis kom, jy weet, jy gaan nou huis toe, en nou, jy van nou af moet alles reg loop, en alles, jy weet, in kaste reg gepak vanmiddag, en al sulke goedjies. Wil ek jou net herinner hoe jy was, toe jy ook 'n kind was. Dankie, jy kan daarin speel, Jaco. Ons wil net vir jou ietsie klein gee, net om vir jou te sê, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy tyd afstaan om hier te wees. Jy kon soveel ander plekke gewees het vandag. Ons weet julle is baie besig, veral op naweke ook, en jy wil by jou ma gewees het, en jy gaan nou na haar toe. So dankie vir jou tyd, en dankie vir jou gawe, wat jy belê in mense, veral in ons kids,
En in die ontwikkeling van ons volgende generasie, ek dink is so nodig. En hierdie slide sê nou, jippie, dis die einde, maar ek hoop regtig dat dit die begin sal wees van 'n movement. En dit was regtig my hart, dat as jy net daai saadjie plant en jy weet, wanneer iemand praat oor waardes, dit klink so eenvoudig, dit klink so amper half te simpel, ons moet die goedjies wat jy konstant doen, jou mikrogewoontes, it's almost too simplified. Maar dis daai simpel goedjies wat ons elke dag doen. En as jy na die Bybel toe gaan, jy kom tot bekering, jy gee jou hart vir Jesus, nou gaan ek saam met Jesus op 'n journey, jy maak jou Bybel oop, jy begin lees. Die goed wat hy van ons vra om te doen is eenvoudige goedjies elke liewe dag. En daarom gebruik hy as hy praat soveel voorbeelde van die saadjie wat jy in die grond sit en jy water hom en jy water hom en jy water hom. En dis die basics wat ek voel in ons kultuur ons laat gaan het. Bybel lees en bid. Jy praat net met enige Christen op straat vandag en stop hom en vra hom, hoe baie lees jy Bybel en hoe baie bid jy? En glo jy dat as jy bid vir iets, gaan die Here actually doen wat jy vra? En kan ek jou sê, 90% sal sê, baie min, as hulle eerlik is. En ons het die basics laat gaan, en ons moet die basics weer terugkry, as individue, as gesinne, en dan so ook in die leierskap van ons skole. Ons onderwysers, dat, soos men net sê, as ons kinders agter ons rug is, dat hulle leaders kan wees, dat hulle die waardes wat ons as heilig ag, omdat hulle besef, dis nie my waardes nie, dis nie ek wat sê hierdie beginsels is belangrik, is eintlik die Here wat dit sê. Maar as ons die Here weer eerste maak in ons lewens, dan sal al hierdie goed wat men net van praat, dan sal dit as heilig geag word. Dis nie net mooi nie, dis nie net goed nie, dis nie jou opinie daaroor nie, dit is krities belangrik, en die Here is nie maar net wat sê dis belangrik nie, die Here sê dis belangrik. En sy gebruik haar gawe om te gaan om vir mense te sê, luister hierso is die key goed. En sy druk dit nie in jou keel af nie, sy sê dit met 'n goeie gemoed en met humorie vir jou. Dis jou keuse, of jy dit gaan vat en in jou lewe gaan inbou, en dit as heilig ag. Nie net sê ek het gehou van daai grappie, ek het gehou van die en daai. Ag jy dit as heilig, gaan jy dit in jou lewe inbou, dan sal die Here daagliks in jou lewe begin werk. Soveel, so mens kan nie altyd die Here voel of sien of hoor nie. Maar as jy met erns hierdie goed in jou lewe inbou, dan oor 3 maande vanaf, 6 maande vanaf, 'n jaar van nou af, dan sien jy hoe die Here Jesus jou lewe begin verander, en nie net jou lewe nie, maar deur jou lewe na ander mense toe. En dis regtig my gebed, Manet, dat die saadjies wat jy vandag hier geplant het, dat dit so sal wees. Dankie vir jou, ons waardeer jou. Ek sien. Ag familie, kom ons sit net so, dan bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir hierdie Sondag waar ons die 21ste week saam begin. En dankie vir 'n nuwe geleentheid waar ons kan luister na die belangrikheid van u gebooie. Hierdie waardes kom nie net van opvoedkunde af nie. Dis tydloos, soos men net sê, dis deur die eeue heen het u ons deur u gebooie geleer. Hier's die goed wat belangrik is. En ek sê vir u dankie vir Manet, vir haar gawe, vir haar passie en om ons kinders en ons gemeenskap, ons kultuur te ontwikkel. En ek bid Vader dat u haar sal seën, haar hart en haar hande, en orals waar sy belê in om u gebooie en klein en groot beginsels vir mense oor te dra, dat u haar werk sal seën. En dat u daai saadjie sal water, en so ook hier in ons gemeente en in ons gesinne en in ons gemeenskap, in ons skole hier in ons volgende generasie. Dis wat u van die begin van die woord af vir ons sê, as geestelike leiers, dat ons 'n nuwe generasie moet oprig. Ons het daai verantwoordelikheid, omdat u dit vir ons gegee het. En my gebed is, Vader, dat ons regtig met erns, elkeen van ons, huis toe sal gaan, en sal vra, Heilige Gees, kom openbaar vir my, waar ek die bal laat val, waar ek meer ernstig moet wees, waar ek hierdie verantwoordelikheidsbesef moet hê, soos ek in my huis ingaan en by my huis uitgaan, soos 1 Deuteronomium 6 sê, by die huis, by jou deurkusyne en by die stadspoorte, bou my gebooie in jou lewe in en moenie daarvan vergeet nie. Mag dit so wees, en mag ons 'n kerkfamilie wees en 'n gemeenskap wees, wat u trots maak, omdat ons u gebooie as heilig ag, en dit in ons lewe so inbou, soveel so,
dat as die wêreld na ons kyk, dat ons nie lyk soos almal anders nie, maar dat ons anders sal wees, Here. Dat ons anders sal wees, tot eer en verheerliking van U naam. En dit bid ons as 'n familie, en ons sê saam in Jesus naam. Amen.